Good morning, is altyd heerlik om 'n oggend saam met julle te kan begin. Ja, en ons is hier vir die volgende uur en 'n half om jou te laat regmaak vir enige iets wat hierdie dag na jou kant toe gooi en jy dit lekker kan aanpak. Beslis. Die belangrikste wat ek vandag wil sê is Tuis. Vandag kry ek 'n boodskap vanuit Groen. Baie jammer, maar welkom. Ek vat jou Goeiemôre. so werk toe. Hoe gaan jy die mense motiveer vandag? Of verkoop al jou goud en gaan koop kripto. Dit is maar net my opinie. Ja, nee. As jy raad soek, maak 'n afspraak. Dankie vir daardie kriptiese leidraad, opinie, raad. Ons natuurlik 'n propvol episode vir julle beplan. Ons vind uit hoe, wat is haar naam? Betty Bandana. Ja. Kankerpasiënte en hulle families ondersteun. Die legendariese Heinrich Marnitz, wat ook bekend is as die eerste omroeper wat in Afrikaans op televisie gesels het, kom deel 'n paar van sy stories. En ons sportminister Arnold gesels met die ultramarathon atleet oor hierdie enetjie, né? Irwet van Sail oor die naweek se afgelope Comrades marathon en goeie vriendin en sanger Esti Gross kom deel haar nuwe musiek. Ek wil nou ons oggendpraatjies sommer afskop en Tuis, ek wil by jou hoor. In die beleggingswêreld vind 'n mens seker baie keer besigheidsvoorstelle wat te goed klink om waar te wees. Ja, ek dink dis algemeen en ek dink die grootste ding daar buite is wat baie keer misleidend kan wees is persepsie. So dit lyk vir jou byvoorbeeld ja, alles is nice and kosher en daar's 'n klomp dinge wat daar kan gebeur en dan net om later uit te vind maar daar was eintlik niks gewees nie. Soos wat hulle altyd sê, ja, gaan maak maar 'n draai by die hoofkantoor in die kantore en gaan kyk maar 'n bietjie want baie keer werk jy ons maar net uit hulle kattebak uit, né? Ja. But I mean, also, this next story is actually reminding me of that Elizabeth Holmes Theranos thing where she invented this thing and daar was kantore en dit het gelyk baie legit. So a London-based company called Builder AI once was valued at $1.5 billion and it was backed by Microsoft. It now has filed for bankruptcy after it emerged that its headline AI tool, Natasha, was largely smoke and mirrors. So it was marketed as an autonomous app building neural network. Natasha was in fact powered by Sekiran Lakatabaka, over 700 human engineers in India. And the company, which had raised $455 million US dollars, collapsed very quickly after Bloomberg exposed the deception in May of this year. So the financial misconduct involving inflated invoices with an Indian startup called Verse further worsened the fallout. Builder AI's implosion has reignited scrutiny over hype, transparency and ethics, especially in the artificial intelligence world. So, ek wil eintlik vir jou vra, hoe gebeur so iets? Ek dink as ons nommer 1 gaan kyk met 'n start-up maatskappy en ek bedoel so enige start-up of wat so 'n maatskappy start-up capital nodig. So hy gaan vir 'n cap raise. En 'n cap raise dan gaan jy basies jy weet vir jou 'n deal deck bou wat maar jy weet gaan sê ja, ons gaan die volgende goeders wil ons berig. Hier is die plan van die maatskappy en dit is dan maar die uitvoer daarvan. En baie kere weer eens is daai persepsie ding dalk daar so ingebou om te sê ja, dit is klaar reeds 'n proven concept, maar in die meantime wil hom bou soos wat hulle aangaan. En ek dink dis wat hierso gebeur het. So ek dink dit was 'n verkeerde ding wat hulle gedoen het. Ek dink die idee agter Natasha was korrek geweest. Ek dink net die implementering van Natasha was toe nou meer humanized geweest as wat hulle gesê het dit op AI gaan wees en elke tweede ou wil skiet geld vir AI. So dit gaan net so. So ja, maar ek bedoel 6,5 biljoen rand. Jy weet dis 'n paar rand om sommer net te gaan staan en te verloor. Maar wat my shocking is dat Microsoft backed was nommer 1. So dan kry jy baie vinniger ook daai tipe van startup cap. En dan die ander ding is wat natuurlik baie shocking is dat hulle valuasie gehardloop het van omtrent 1,5 biljoen. Okay, so dollar. So But it's quite similar to the story that we were speaking about last week with that AI that was backed by Amazon that decided to blackmail its creator because he kind of the AI was realizing that it was becoming obsolete and was going to be replaced with something else. Hoekom dink julle is mense so gretig om op hierdie kunsmatige intelligensie bus te klim? Ek dink hulle voel dit maak hulle lewens makliker, meer gerieflik. Ja, in elk geval, ek dink toe die eerste KI nou regtig begin suksesvol raak en dan almal wil die suksestrein probeer klim op 'n manier. So. Ja. So, hierdie take is Chase's advice. Goeiemôre, good morning. And make sure that you know what you're investing in before you put that money into
anything, especially an AI type app or thing like that. As we gepraat van die tegnologie, kan jy die term ken jy die term side loading? No. Nog nooit daarvan gehoor nie? Kom ek lig julle in. Side loading is wanneer jy self 'n toepassing of dan nou 'n toep soos ons daarvan praat, op 'n toestel installeer sonder om dit deur die amptelike toepassingswinkels en platforms soos 'n Google Play of Apple Play en 'n App Store en so aan te doen. So ek het 'n video gekry van hierdie tendens en loer gou hierna. I'm literally watching Netflix in my car. And if I wanted to, I could watch live TV, the football, YouTube, or download literally any other app you can find on the Google Play Store. All it is just one of these little dongles that you plug into any car that has CarPlay, and it gives you all of these apps. And all I had to do was connect it to my phone's hotspot once, and then you can use all of these apps and even use CarPlay as normal if you want to as well. They're on sale right now for about 35 quid. They're usually, I think, nearly 50. So I'll link them down here. Just make sure you do grab them while they're on that flash sale. Nee, 'n nuwe wêreld wat oopgaan, hè, Ros? But that's crime, surely. Like, hoekom gaan jy post oor iets wat jy doen wat onwettig is? Nou luister, 'n Chinese motormaatskappy, hulle het gesê hulle waarsku die Suid-Afrikaanse, veral die Suid-Afrikaners en ook natuurlik die oorseese mense, almal van ons word gewaarsku. Jy mag nie hierdie toeps gebruik nie. Dis 'n nie amptelike toepassing. Soos YouTube, Netflix, al daai goedjies, hulle sê as jy hierdie goed op jou Android gebaseerde infotainmentstelsels gebruik, gaan dit nie werk nie. Wel dit maklik is om die BYD se beperkings te omseil met net jou gereedskap soos ADB en Gbox en al daai goeders wat die ou nou net vir ons gewys het. Sê hierdie toeps, hulle hou veiligheidsrisiko's in. Hierdie toeps, veral omdat hulle nie outomaties uitskakel terwyl jy bestuur nie. BYD sê die gebruik van ongemagtigde sagteware kan jou waarborg beïnvloed en moedig gebruikers ook aan om by verkeers- en veiligheidswetgewing te hou. Nee? Allerhande maniertjies om dit te omseil en jy wil graag 'n groot skerm wat hulle vir jou insit gebruik. Stem jy? Jy het van daai toeps, nee. Kyk, I know. Tips, poeps. My tips. Hoorie, maar ek het nie gedink dat 'n ou dit sal kan doen nie, nee. Nee. Ek sal ook nie kan dink dat jy wil Netflix kyk terwyl jy bestuur nie. Nee. Wat doen die mense? Thys ry in elk geval so vinnig. Nou moet ek nou worry dat hy ook Netflix kyk in sy kar. Never Imagine that. it. Never. Fast that. and the Furious. Well, we have a few more exciting things ahead for today's show. So make sure that you stay tuned for all of those. Ons dink dis tyd vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie om in Afrikaans se 100ste verjaarsdag ook te vier. Of wat dink jy? Skryf jou voorstelle vir 'n nuwe verjaarsdagliedjie in. Al wat jy moet doen is besoek verseker.co.za vorentoe skuinskreep ons verjaar of besoek Verseker se sosiale media blaaie en vind uit hoe. Daar's lekker pryse om te wen. Trots gebring aan jou deur die versekeringsnaam met die beste diens in versekering. Verseker. Verseker is 'n produk van ANG gelensieerde nie lewensversekeraar en FDV. BSNV is aanlyn Orange Index kategorie wenner 2024 en 2025. Hoe was daai? Dit was uitstekend. Ek kan nie wag om te hoor hoe daai liedjie gaan klink nie. Ek dink dit gaan regtig 'n vars aanslag wees op ons ou verjaarsdagliedjie in Lekker, kan nie wag Afrikaans. nie. Maar nou ja, moet jy nie weggaan nie, bly ingeskakel vir nog lekker kuier en klets net hier op Goeiemôre, good morning.
Welkom terug. Jy kyk nog steeds na Goeiemôre, Good Morning en ons sprankel behoorlik aan hierdie kant. Ons hoop jy het ook 'n sprankel daar aan jou kant. Voor ons oggendpraatjies voortsit, wil ek net gou vir julle sê die temperature, as jy dit nie weet nie, het gister oor die hele land gedaal en mense het video's van die sneeu op sosiale media gedeel, soos hierdie een by die Loodsberg Pas buite Graafrenet. Kyk gou hierna. Ding wat dit Afrikaners ons is altyd geskok deur die wind. Kom elke jaar, maar dit is vir ons want dit is elke jaar vir ons 'n groot verrassing. Ja. That's beautiful. Guys, it happens every year. Natuurlik is die sneeu nou 'n wonderlike verskynsel, maar mense sê dis koud. Ek is een van mense. Dis koud vandag, né? Of was dit nie ook verlede jaar die ouens op die pas vasgesit het in die sneeu? Ja. Mense. Dit was baie erg. Vir oor die 24 uur. Ja, dit was baie rof. Dit was baie erg. Maar ons kon dit duidelik voel vanoggend. Ja. Ons kon ek het my vuurtjie gemis van gister en niemand het my gevra of my voete heel is en of haar blaase is. Jy het jou voete. Elsa het gevra voordat ek my skoentjies aangetrek. Hoe voel my voete? Sprankelend. Ek sê silwer skoon, geen pedikeer nodig gehad na dese nie. Ek het al die vrotvelle afgebrand. Hier is weer daar. Right, ken jy 'n watertyd? Ek doen nie. Watertyd tuis? Watertyd. Ja. Ja, watertyd is dit nou? Water. Water. Dis nou tyd om te luister. Dis nou tyd om te luister. Ek leer elke dag iets nuuts hier op hierdie show. Wat is 'n watertyd? 'n Watertyd. Dis soos 'n tornado. Is dit 'n sikloon in die Ja, water? in die water. Tornado op die water. Okay. Watertyd. Nou, 'n watertyd is teen die kus van Kaap St. Francis op video vasgevang en deur die Suid-Afrikaanse weerdiens ook bevestig. Hierdie weerfenomeen wat soortgelyk is aan 'n tornado is maar bo die see gevorm en gewoonlik swakker en van korte duur. Kenners sê egter daar is minder rede tot kommer, aangesien hierdie ou watertuitjies selde aan land beweeg en vinnig energie verloor. 'n Geel vlak 3 waarskuwing is wel uitgereik vir skadelike winde en moontlike watertuie of tuite. Geld tot vanoggend 7:00 tussen die Stormsrivier en Hamburg. Het ons 'n videoetjie daarvan? Ek is seker ons het 'n video daarvan. Ek moet dit vir julle wys. Watertuie. Baie kommentator. So cute. Tornado. Dis nou nogal 'n vreemde verskynsel. Ek meen as ons die sneeu nou al sien goed is, maar dit in Suid-Afrika is baie vreemd. Dit bly vreemd. Solank op die water bly is dit reg. Ja, so ver weg van jou af as moontlik. Ja, maar dit is scary. Mense sê klimaatsverandering is nie 'n ding nie. Maar kyk hoe sneeu dit hier. Daar's die watertuite en alles wat gebeur. Ons het eers geweet van 'n watertyd nie. Toe maar nou weet ons baie dankie. Watertuit. Watertuitjies sê jy. Watertuitjies. Nou julle so gepraat van storms. 'n Rugbywedstryd tussen Laerskool Russellville en Laerskool College Park in vereniging het ontaard in 'n fisieke konfrontasie tussen afrigters en ouers wat nou deur die Valke Rugby Unie ondersoek word. Nou die voorval wat voor onder 11 spelers en paviljoen toeskouers afgespeel het, is op video vasgelê en wyd op sosiale media versprei. Dit het ontstaan toe twee afrigters in 'n woordewisseling betrokke geraak het, waarna een afrigter se pa glo aangerand is toe hy tussen beide wou tree. Die wedstryd is kort voor rustyd gestaak en die sê die Beng Laerskole rugby bestuur het betrokke persone tydelik verban van uitspeelwedstryde en College Park het bykomende sekuriteitsmaatreëls ingestel en berading beskikbaar gestel aan leerdlinge. Die afrigter het om verskoning gevra dat kinders die voorval moes aanskou en ek dink hierdie was vir my die beste. Ouers, kom ons gedra ons soos volwassenes, die kinders kyk, het 'n omroeper op die dag dringend gewaarsku. Ja, ek het gelag toe ek die video gesien het, maar ek bedoel dit is so, dis nie 'n goeie voorbeeld vir kinders nie. Maar mense raak nogal passievol, selfs by skoolwedstryde. Ek wil net by my ouers byvoorbeeld of my ma wat nou nog lewe goed. Was dit so in ons tyd langs die rugbyveld? Hoekom is dit nou so? Want almal dink hulle kind gaan 'n springbok word. En daai kind is die beste rugby speler. Daai kind word unfairly gejudge of unfairly deur die skeieregter gepenaliseer of gestraf of wat ook al. So
Almal wil hê hulle kind moet ewe net so bed wees, selfs op onder 11 vlak. My kind speel onder 11 rugby. Daai kinders is elke week beseer. Ja. Daar is of 'n concussion of 'n rugbesering of 'n gewrigbesering of wat ook al. Hulle speel hard. Is letterlik provinsiale spelers. Ja. Die kompetisie is eenvoudig hoog en die ouers compete ook vir provinsiale klere. Langs die veld. Ja, dit is presies dit. En ek dink daar moet ook 'n punt kom, soos ons nou oor die naweek 'n sportfees gehad by ons skool. Ja. En mens skree vir jou kind en jy skree, maar jy kan nie op die agterrigters gaan skree nie. En jy kan nie nou soos you can't exhibit unsportsmanlike behavior because that's where your children learn it. Ja, maar ek dink is pateties dat daai twee afrigters op mekaar geskryf want ek het die video gekyk. Dit was pateties. Daar's geen ander woord vir dit nie. En ek bedoel dit is 'n ding dat 'n ouer tussen die twee afrigters moes ingeklim het en toe die wat saam beklaar begin. Dit is onaanvaarbaar vir daai kinders. Ek bedoel wat met daai kinders leer van die afrigter af? So wat leer die afrigter hulle van die veld af? Jy weet, as die afrigters mekaar op die einde van die dag in mekaar se hare eintlik. Ja, wel ek het al gehoor, daar waar ek vandaan kom, het ouers mekaar soms bygekom met stoele waarmee hulle mekaar oor die koppe geslaan het. So dit gebeur, dis skokkend. Ek so Ross 2, daai WWE. Ja nee, kyk. Verkeerde sport. Onthou hierdie gesprekke sal ek later op ons YouTube kanaal beskikbaar wees. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met 'n organisasie wat kankerpasiënte en hulle families deur die moeilike tye ondersteun. Dit wil jy nie mis nie. En onthou jy kan ons ook 'n WhatsApp stuur by Goeiemôre Good Morning. Sien jou nou. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagger. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sê wat gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Nou Pieter Brandvoet Koen het gister sy stal gewys toe hy besluit het om oor kole te loop op regstreekse televisie. Wel gedaan Pieter, jy is 'n inspirasie vir vele. Baie dankie. Jy inspireer my dalk na nuwe liedjies toe, jy weet. Brandvoet Koen skud sy biscuit. Want hy's 'n man van staal, maar so backward jam. Baie dankie Elsa. Nee, daai liedjie kort bietjie werk hoor. Ek wag vir die punchline coming. Nee, ek kan nie so my AI het nog nie ingeskop vanmôre. Hier is die punchline. Nee, so backward presies. Want ek het besluit om hom na 'n Meksikaanse restaurant toe te sleep om te sien of sy mond ook so hittebestand is.
Pieter, daar is mos 'n Afrikaanse idioom wat lui, 'n haastige hond verbrand sy mond. Is dit wat ons hier doen vandag? Dit blyk vir my so, en met al die keuses wat hy het van waar om te gaan proe, wie die warmste of die lekkerste, is ons by een van ons gunstelinge, dis die Salsa Mexican Grill hier by Men on Main. Maar nou wil ek net weet, gaan ons net gaan vir die brand, gaan ons vir die smaak? Ek dink ons gaan probeer kyk hoe warm ons hierdie kos kan eet. En dan kyk ons na wie's baas en wie's die hond? Nou maar kom ons gaan proe. Meksikaanse kookkuns word deur die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie UNESCO as deel van sy ontasbare kulturele erfenis van die mensdom erken. Alhoewel dit dikwels tradisioneel daar as 'n vrou se plig beskou word om vir die gesin te kook, staan chef Melusi Firi op eie bodem beslis nie terug nie. Dit is ook die chef wat vir die welbekende konsessie se smullekker en vuurwarm spyskaart verantwoordelik is. There is more room to play around with the Mexican food. There is lots of improvement also in the Mexican food. For me, it's been a pleasure taking South African people through this journey. We've got solid, fresh prepared salsas in terms of our pico de gallo, which is the fresh tomato, cucumber, jalapenos and stuff. With the red hot salsa, you'll need 2 cups of water. With the habanero salsa, you'll need a drum of water. You are at home with our food. Oof. Trust me, if you haven't had salsa, you've missed out a lot. I can tell from the response from the crowd, it's been so highly positive. Teen die tyd het ek en Pieter begin wonder of dit nie dalk makliker sou wees om Mexico se 68 amptelike tale te leer praat as om aan die warm kos te proe nie. Maar die atmosfeer en gevoel van 'n kleurvolle tradisionele ervaring het die oorhand gekry. Chef Firi was ons darm goedgesind en het ons toegelaat om elkeen 'n glas melk byderhand te hou. This is our calamari popper, Ja. which is a calamari tube stuffed with a special cheese marination. Is dit genoeg dink jy? Ja man, kom, wees bold. Ek proe hom. Maar dis reg. Bearable. Onderliggende Baie lekker. nie te erg nie. Fabulous. Okay, ja. this is our red prawn calamari. It is the mild dish. Thank you. Ek sal ook dan nou maar daarmee begin. Smaak dit ook so. Nee wat, as ek hierdie chef moet rate, ek bære hom vir later. Maar al wat ek nou wil sê is, This is our chili con carne. aha. Wat ek hou, baie van, hy kom so na die tyd, hy soos 'n backburner. Ek proe die bitter vir kick. Ja. Nog nie melk nie. This is your signature nachos. So this Thank is you. what you must have when you come to salsa. Yes. That is true. En dan maar Lyk net so lekker. weer met die Vat hom. hand, Ja, vat daai hele stuk man. die hele stuk. Ja. There we go. Stuk net. Dames en here, hier is seker die laaste een, want nou kan ons maar klaarmaak. Hierdie is my gunsteling tot dusver. Heerlik. Oh, This is our ribs. Enjoy. Ek gaan hierdie ronde raak jy bietjie bang nie aan dooie Jan? nee, glad nie. Ek voel maar net dis belangrik om jy weet te wag vir die beste nog voor lê. Ek moet net vir jou sê, nee. Ja. As jy chop of ribbieke eet, dan dit moet lekker lyk. So jy moet dan Definitief nog nie tyd vir die glas melk nie. tequila. O, sorry. Ek dink ons monde gaan nou brand. Dink jy so? Ek ja, hoop so. dit so 'n vermoede. This is our bacon jalapeno. When we talk about spicy, when we talk about to sit with a drum of water next to you. Pieter kan skaars praat. Weet jy wanneer begin dit werk? As jy daai hoesie het, as jy voorkom voorkom bietjie begin uitslaan, dan dit voel of iemand jou hierso kielie. En jy kom by agterkop. Pieter 1 Elsa 0. Daar kom die hoesie. Wat ek gewag het voor. Okay, ons gaan saam sluk. Cheers. Wat 'n heerlike uitstappie. Kaal my hoed, ek bedoel sombrero af vir Chef Firi. Ons salsa vereers terug ateljee toe, maar sien reeds daarna uit om weer aan 'n salsa met 'n bietjie byt te smil. Dit is verrykend om ander kulture te ontdek en as jy dink jy kan beter vaar as ons, gaan maak sommer vandag nog 'n draai.
Lyk asof dit baie lekker was daar, nee. Ek is well done, partner, well done. Kos, Ek is mal oor Chinese kos en sushi en sulke goed. So ek dink ek en jy moet maar 'n ou dingetjie probeer want ons word nie genooi nie. Ons sal dit vir julle reël. Ek weet hier in die Middestad is 'n plekkie wat spesialiseer in afval en ja. Nee, daar selfe manier. Daar selfe manier nie. Maar hoe warm was daai chilies? Ek moet sê dit was heerlik geweest. Die res van die kos baie smaaklik en wat ek nogal admireer het van hulle en waardeer het is die feit dat hulle het nie gegaan om te sê ons wil julle nou doodmaak en vir julle net hierdie brandervaring gee nie. Dit was regtig oor die smaaklikheid van hulle kos, die verskillendes wat jy kry en toe natuurlik daai ou chillietjie, hy is altyd staatmaker. Ou chili. Hier kom die huisies, my gunsteling. Ek het omtrent 'n watertyd nodig. Ek bedoel 'n glasie met. Dit vir my ook so wonderlik is van Meksikaanse kos is dat dit so kleurvol ook is. So nee, dit was 'n lekker uitstapie geweest, maar volgende keer kom julle. Soos julle kan sien hier die partytjie net begin. Hulle het ons daar gevang met ons wiekies en ons dingetjies en ek weet nie of die tequila daarna reg nodig was. Ek sê, waar is die tequilaatjie? Ons al meer as een julle twee. Vroeg in die oggend. Daarom het ons melk gedrink. Ontbyt televisie, glasie melk. Glasie melk. Is 'n Meksikaanse drankie wat ons lyk soos melk. Is dit? Hy sal nie sal ons moet vertel. Hy was al oral in die wêreld. Van tuis met tuis na op toer. Reis met tuis. Ja, reis met tuis. Onthou, julle kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Nou as enige van julle van plan is om vir die eerste keer huis te koop, kan jy ook ingeskakel bly, maar net hierna het ons 'n insiggewende gesprek oor finansies, so bly ingeskakel daarvoor. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bejaar in ons waterpark, ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Vir die meeste van ons is eiendom, Pieter, die grootste belegging wat ons ooit sal kan maak. Maar as jy vir die eerste keer huis koop, moet 'n mens seker maak dat jy jou storie ken. Ons koop vandag huis met tuis. Tuis baie welkom. Dit klink so goed. Ag, weet jy, kollegas, lekker om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. Dit is my altyd 'n voorreg. Ek gaan met die deur in jou huis val. En vir jou vra, waar begin 'n mens wanneer 'n mens vir die eerste keer eiendom wil koop? Wat is die belangrikste? Ek dink area. Area gebonde en goeders en ons sê baie keer vir mense, veral as jy eerste keer 'n koper is, wees dit
in jou area waar jy wil koop spesifiek en jy is nog byvoorbeeld 'n jong persoon, gaan kyk na skole wat omliggend is. Jy dalk laerskoolkinders gaan kyk wat is die naaste hoërskool daarna, want die aard van die saak is huiskoop is langtermynbeplanning en dan natuurlik jy weet waar is jou naaste kerk en jou borrelstoer en jou supermark. Ek dink daai goeders alles speel 'n groot rol vir jou en gaan kyk natuurlik die omliggende areas. Jy weet, is daar ontwikkeling wat plaas gaan vind in die toekoms? So en hoe gesogd is jou area alreeds sodat jy kan langtermynbeplanning insit om jy seker te maak jy kry altyd ten minste inflasie groei op jou eiendom in jou area omdat dit 'n langtermyn wat so tipe van produk is en dan weer eens moenie oorkoop vir wat jy eintlik kwalifiseer voor nie. So jy gaan altyd daai ding kry ja, ek kwalifiseer vir X bedrag, maar ons mense geneig om daarvoor te wil gaan koop. Waar ou eerder moet sê ja, maar gaan eerder so 20% laer in as wat jy basies voor kwalifiseer, sodat jy wel ook rentekoersverhogings en allerlei ander dinge ook in ag kan neem. Dit het al gebeur met mense wat 'n bietjie vasbrand, jy weet. Ja. Ek meen oral hoor ou dan sê iemand nee, die huis is nou weer in die mark, dan sê ek maar hoekom? Sê hulle nie dat hulle net weer 'n kontant vloei het om kan na vorentoe te kom, as jy eerder bereid om te huur en dit. Ek meen as jy ou kyk na die pandemie en al daai goeters, as die ou se besigheid dalk as hy vir homself 'n besigheid gehad en dit nie goed gegaan daar nie, dan is hy die eerste wat ook maar ongelukkig in die slag bly. Ja, kyk ja, dit is 'n feit dat eiendom oor die algemeen, veral binne in Gauteng en in die Weskaap waar maar die meeste van die huise verkoop word, op 'n jaarlikse basis die groei die laaste 5 jaar was onder inflasie gewees. So dit beteken ewe skielik is dit 'n kopersmark. So, want as jy gaan kyk statistieke gewys, jy weet in die Weskaap het gewys, die meeste van die mense op 'n average, op 'n basis, weet jy, die huise genoteer of gelys vir wat so 2,5 miljoen en in Gauteng vir ongeveer 1,5 miljoen, maar vir pryse wat gekry was ongeveer 1,7 in die Kaap en 1,3 basis, jy weet in Gauteng. So dit is 'n absolute kopersmark nou vir potensiële kopers daar buite, maar weer eens is dit nie daai ding van okay, as dit 'n kopersmark is, is dit nie noodwendig altyd 'n goeie koop net omdat koop is nie. Ja. En nou moet baie keer daarvoor ook gaan kyk. En dan is daai ding van semigrasie. Ek wil elke tweede ou wat 'n Weskaapse kant wil beweeg, dit stoot ook weer eiendomspryse heeltemal baie bo waarde wat dit eintlik veronderstel is om te verhandel tot semigrasie verby is. Wat dan? Jy weet dan moet daai ook weer stabiliseer. What are some of the challenges that people who are buying homes or property for the first time are facing? Ek dink die algemene probleem wat jy daar buite gaan kry is ouderdomsfaktor. So dan word nou jy dalk 'n nuwe getroude paartjie wat dalk dan net getroud geraak het of wat ook al die geval mag wees. En die eerste ding wat 'n mens wil doen is om gesamentlike eiendom te gaan koop. En dan baie kere dan sê hy ja, maar dan het ek klaar dalk afhanklik te klein gekoop want nou het ek 'n gesin ook wat moet uitbrei. So my eerste 2-3 jaar van 'n nuwe verband moet ek amper weer my huis gaan verkoop om 'n groter eiendom te gaan koop. So baie kere sê ons ook daarso vir ouens hier eers. Daar's niks fout met hier nie. Okay, so met ander woorde gaan hier eers kry eers jouself in 'n ding in. En natuurlik is hier baie keer goedkoper ook as 'n verband en jy bly in dieselfde eiendom tot die waarde van die verband. So dan kan jy altyd daai gedeelte wat jy sou betaal het op die verband gaan belê, dit betaal weer dalk oor 5 jaar deposito en oordragskoste. Wel terwyl jy na die huuropsie verwys, ek dink daar bestaan baie wanpersepsies in die verband. Ja. So is dit die grootste wanpersepsie of dink jy daar's iets anders wat jy sou kon uitsonder? Weerens ek dink dit kom maar by die ouderdomsfaktor uit. So met ander woorde is 'n mens byvoorbeeld kom ons sê 'n persoon kry wat van 55 ouer is. Hy basies weet hy beweeg na aftrede toe, sy kinders gaan universiteit toe. Nou bly hy in 'n 4-5 slaapkamer huis en dit is net jy en ma wat daar bly. So dan word dit dan sou baie keer sê ek kan een van twee opsies. Ek gaan die huis uitverhuur en ek gaan in 'n aftreeoord gaan bly of ek kan die huis verkoop en ek kan basies weet vir my aftreehuis gaan koop. Jy weet waar ek dan wil bly, kleiner of wat ook al die geval mag wees. Maar die persepsie wat gebeur is baie keer nou wil ek 'n eiendom gaan verhuur, maar wie's my huurder wat by my gaan huur? Hoe gaan hy kyk na my eiendom? Gaan ek dan nou kyk, jy weet my waarde van my eiendom gaan ek nooit kry op die huur byvoorbeeld op 10% per jaar nie. Ek gaan dalk so tussen 4,5 tot 5% per jaar maak, maar alles wat ek moet insit, my kostes nog steeds my erfbelasting, waarvoor ek verantwoordelikheid is moet aanvaar as die eienaar, kan baie kere daai eiendom selfs tot 'n 2% inkomste vat, selfs tot 'n negatief. So ek moet baie kere daarna ook gaan kyk, jy weet, wat se tipe eiendom jy wil gaan huur en wat ook al die geval mag wees, want jy kry goeie huurder en jy kry patetiese huurder. En ek dink daai twee onderskeid is ook 'n groot verskil.
En ook wanneer dit kom by huis koop, jy weet, is dit ook maar 'n persoonlike ding sonder om te dink aan die geld en die goeders. 'n Huis moet met jou praat. Jy moet ook nie net koop omdat jy nou voel hierdie is nou in ons budget of dit nie, want dan is jy ongelukkig ook in jou huis. Tesame met die finansies en die dinge wat jy moet uitvirk. Nee, verseker Pieter, jy het nou onlangs weer gekoop, nou dat jy mos maar van Amerika af gekom het. Hoe jy dit ervaar, Mark? Dit is nogal 'n traumatiese storie, want onthou jy is nou gewoond aan wat jy gehad het. Jy het vir 20 jaar of whatever in die huis gebly het, ons het voorheen gehad en dan is jy gewoond aan sekere spasies of vir dit of vir dat. So ek dink dit was 'n huissoektog van maklik naby die 40 eiendomme voordat jy uiteindelik een gekry het wat jy voel. Het jy na 40 plekke gaan kyk? Ek het na 41 gekyk en my vrou na 3. Nee. Andersom. Nee, sy het behoorlik. Ek dink ek het 3 of 4 eiendomme of 5 eiendomme dalk die meeste gaan sien. Maar sy het regtig 'n goeie 30 na 35 eiendomme gaan bekyk. So dit is wat hy sê eintlik, daai navorsing wat mense doen moet regtig deeglik wees en jy's ook oor areas en al. 'n persoonlike besluit. Maar wat is van die oplossings wat daar beskikbaar is vir mense wat dalk sukkel om hulle eerste eiendom te koop? Ek dink wat baie belangrik is om die regte huisagent te kan kry. Laat jy sit met jou huisagent, dat jy mooi van vertel, hierdie is my begroting, hierdie is waarna ek soek en dan kry jy baie ouens wat baie byvoorbeeld jou nie noodwendig 40 eiendomme gaan wys nie. Jy weet, so hy gaan dadelik aanpas by jou en hy gaan vir jou sê luister, ek het vir die perfekte 5 eiendomme. En dan kan jy byvoorbeeld van daar af begin. Jy moet ek dink dit begin by die regte huisagentskap. Daar's soveel faktore wat in ag geneem moet word en ek dink daarom bly dit ook belangrik om 'n kundige te gaan raadpleeg in die proses en werklik deur alles te gesels, want ek het al van so baie mense gehoor wat net sê ek was ook nie ingelig rakende al die faktore wat 'n mens in ag moet neem nie. So maar dis ook maar lekker skelm, nee, as ek val in. Dan vat jy na daai enetjie toe wat jy weet nie kan bekostig nie. As jy daarin stap is dit nee, ek wou net gevoel kry van julle. En as jy die volgende huis sien, daarmee jy. Thys, baie dankie. Dankie julle. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning en jy is ook baie welkom om te adverteer hier by Goeiemôre Good Morning. Al wat jy hoef te doen is om 'n e-pos te stuur na sales@creatorsway.co.za. Daar lê nog 'n propvol program voor, so bly ingeskakel daarvoor net hierna.
Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Betty Bandana is 'n nuwe winsgewende organisasie wat daarop fokus om kankerpasiënte en hulle gesinne te ondersteun. Ons gesels nou met die direkteure Martie Du Plooy en Isabel Roux. Goeiemôre, Good Morning. Welkom by die program. Goeiemôre, baie dankie. Wie is Betty Bandana? Ek het altyd gedink Betty Bandana is 'n mens, maar toe vind ek nou uit dit is 'n nuwe winsgewende organisasie. Okay, so vertel ons daarvan. Sy is 'n anonieme mens. Betty Bandana is 'n nuwensgewende organisasie soos jy genoem het en ons gee graag ondersteuningspakkies vir mense wat met kanker gediagnoseer is. Dis eintlik die simbool daar agter is om net te sê jy's nie alleen nie, ons dink aan jou en hier is ietsie vir jou wat dalk jou dag makliker kan maak of jou kan bemoedig. Wat het julle aangemoedig of wat was die rede vir die stigting van Betty Bandana? Is dit 'n persoonlike ervaring wat een van julle gehad het? Hoekom bestaan die organisasie? So Betty Bandana het begin toe Rita van Greenen in 2016 gediagnoseer is met borskanker. Ek en sy was vir 30 jaar baie goeie vriende. Ons was kamermaats op universiteit en Rita het soos sy deur die jaar gegaan het vir my slagspreuke gegee of gestuur wat vir haar baie beteken het. Sy het gesê woorde bemoedig haar en woorde beteken partykeer so baie in 'n tyd wat jy eintlik woordeloos is oor hierdie roete wat jy moet stap. Sy het ook 4 kinders gehad. Sy het 'n vreeslike sin vir humor gehad en een van haar eerste goed wat sy graag wou doen was 'n verjaarsdagkalender. En sy het vir my gesê, kan ek prentjies by hierdie woorde sit? En onder andere was een van die woorde byvoorbeeld you are stronger than you think. En ons het ek het maar net prentjies geteken en sy het gesê ja, hierdie kalender is belangrik want as sy eendag nie meer daar is, dan moet haar man daarom weet wanneer die kinders verjaar. So sy het toe begin om met hierdie kalender, jy weet, na mense toe te gaan wat sy gehoor het kanker. Sy was baie betrokke in veral Witbank en Middelburg omgewing. Haar man self is baie betrokke, hy is 'n spesialis by een van die hospitale. So het sy al hoe meer betrokke geraak. Dieselfde slagspreuke het toe op koffiebekers beland en so het sy by chemo-afdelings van die koffiebekers gaan uitdeel. Jy weet, sy het gesê as jy die dag daar sit, jy drink koffie uit 'n beker wat sê make memories, dan beteken dit dalk iets vir jou. So Betty Bandana het eintlik maar begin met mooi woorde wat vir iemand baie beteken het en sy het gevoel sy wil dit uitdeel aan ander mense. En ek dink dis altyd wat 'n mens wil hoor, as 'n mens wil luister na die storie agter die stigting van so 'n organisasie en wat 'n wonderlike nalatenskap ook vir Rita, nee. So ek wil graag vir jou vra, waar het jy toe die idee gekry om die karakter te skep? Wel, ons het nou klomp prentjies geteken. Wil jy iets byvoeg? Nee, ek sal ja, wanneer sy is die kreatiewe een wat Betty 'n gesiggie gegee het. Ag ja, was dit klomp prentjies en op die eind het ons op een spesifieke prentjie so bietjie meer verlief geraak en Rita het gesê hierdie enetjie moet 'n naam kry en ek kan nie eens onthou nie, ek dink ons was op vakansie gewees toe het ander vriende ook insette gelewer en ek het haar gebel en gesê wat van Betty Bandana. So sy het toe 'n naam gekry en ja, toe het ons besluit dit sal ook ons logo wees saam met die slagspreuk you stronger than you think. So hoe het hierdie karaktertjie Betty Bandana toe in 'n nuwensgewende organisasie ontstaan? Ek kan miskien daar want Rita het toe nou uit die haar woorde nogal aan my, want ek is so 2021 het ek betrokke geraak, maar uit 'n administratiewe oogpunt. Of ek het administratief begin help en toe het sy nogal vir my gesê, sy het fondse gehad wat sy nie nodig gehad het vir haarself, dit was in 'n bevoordeelde posisie. En toe het sy begin om onder, jy weet, 'n pakkie bymekaar te sit wat sy weet 'n pasiënt of 'n kankerpasiënt nodig het tydens behandeling. So het sy pakkies uitgegee, as sy hoor iemand gaan môre in vir operasie, dan sê sy, okay, waarvoor gaan jy? Dan sit sy dit alles in die pakkie en dan vat sy dit vir haar. En so met die roete toe het Life Hospitaal op 'n stadium vir gesê, maar hulle kan dit meer, hulle kan die pakkies kan hulle uitgee, maar as dit 'n geregistreerde, as Betty Bandana geregistreer is,
as 'n op die Betty is 'n NPC, dis 'n non-profit corporation. Ja. Dan is dit vir hulle makliker as vendor en so. En so word word dit meer formeel, kan ek amper sê. Ja, en dadelik het mense se harte en beursies oopgegaan. Ja. En dit was ongelooflik om te sien die bydraes wat hulle lewer en dit was vroeg in 2020, so COVID het toe begin in die hospitaal. Ons het ek wil nie daar toe net nie weer iets daarvan gekom nie, maar hier is hierdie wonderlike nuwensgewende organisasie gebore. En ons kon regtig dit meer benut en woeker daarmee. Nou ek neem aan dit is nou hierdie pakkies waarna ons kyk op die tafel. Wat is alles hierin? So die pakkies was oorspronklik bietjie groter. Dit was in die begin 'n Betty box. Nou is dit bietjie kleiner. Ons het dit nou meer in 'n om die Engelse woord 'n lunchbox idee te gebruik sodat jy wanneer iemand veral vir chemo gaan, dan is daar 'n waterbottel, daar's 'n notaboekie. Rita het ook 'n inligtingsblaadjie saamgestel van 'n paar goed wat jy moet weet. Daar's tissues, daar's lip eyes wat baie nodig is vir iemand wat chemo kry. Partykeer vervang ons die bottel met 'n beker, die koffiebeker wat sê you are stronger than you think met 'n kopdoek in. So ja, dit is maar soos wat die fondse inkom, bepaal ons ook hoe groot die pakkies is en wat alles daar kan inkom, maar dis 'n gedagte. Ja, en dan hierdie is 'n pamflet wat in haar woorde, sy is Rita is oorlede verlede jaar. Sy het die 3de keer sy die stryd verloor. So ons het basies haar woorde net so gehou. So die pamflet gaan saam in. So ek weet julle kan daar. Julle moet ons nou nie hier laat huil nie. Kyk, dit is baie vroeg. Die trane lê hier. Ek dink wat wonderlik is van hierdie storie is ons het op 'n stadium met ek vir haar gesê, "Jesus, ek sien nou my kans om aan te gaan met Betty sonder haar nie, want sy was eintlik Betty Bandana." Maar Betty het omdat dit 'n nuwensgewende organisasie is, het sy haar eie vlekkies gekry. Veral laas jaar na Rita se afsterwe het mense net hulle harte oopgemaak. Ja, dis ongelooflik. So julle bied eintlik bystand vir mense wat families is wat deur kanker geraak is. Hoekom is dit so belangrik dat die families ook, want ek sien hier in die pamflet is daar eintlik what can I tell my family and friends, especially my husband if that might be the case, when I am going through my treatment. Ek dink sy het altyd gesê dat woorde ontbreek. En mense gee partykeer sê hulle eintlik simpel goed omdat hulle nie weet van beter nie, soos die Here weet vir wie om kanker te gee. Ek nie 'n kankerpasiënt wil nie dit hoor nie. Sure. Maar ek dink om iets tasbaars te gee, om vir iemand te sê, iemand wat sê my buurvrou is gediagnoseer, ek weet nie wat, ek het nie woorde nie, om te sê weet jy wat, gee net vir haar kopdoek of 'n kalender of 'n koffiebeker wat sê you are stronger than you think. Vir die families het ons groot drome. Ons wou vreeslik graag 'n vervoer soos 'n shuttle service. Ons het gedink net as jy chemo kry, jy kan nie by jou kinders by al die aktiwiteite uitbring nie en jy kan ergens is daar Betty Bandana vervoer dienste wat kinders na hokkie toe kan vat. Dit het nou nog nie gebeur nie, but you never know. Maar dis nie van die tafel af. Ja, so en dan die ander ding is natuurlik bewusmaking, net om vir mense te sê gaan vir 'n mammogram en borsondersoek. So gepraat van bewusmaking, wat is julle droom vir hierdie organisasie? Ek dink die droom is sodat die oomblik wat almal van ons ken iemand wat kanker het, maar die droom is dat die oomblik wat jy gekonfronteer word of jou ma of jou kind of wie ook al gediagnoseer word, ek dink dit is amper meer die woord, dat daar 'n plek is waar mense kan besef, want die oorweldigende gebrek aan inligting, mens kan dit nie dink nie, maar skielik weet jy nie wat volgende nie, wat doen ek volgende? Wat doen ek, en ek dink, Betty is half om dit net so bietjie sagter te maak, om dit net so bietjie meer negotiable te maak, om
dat al is dit al is dit 'n vriendin wat weet of al is dit jy weet deur te kontak en te sê okay, maar weet jy wat nou? Jy weet, partykeer is dit woord, partykeer is dit 'n bietjie inligting, partykeer is dit 'n verwysing want ons kan nie mediese antwoorde gee nie. Daarvoor het mense onkologiese span. Ja. Maar daar's 'n baie die woord jy weet daar's 'n baie die soft issues rondom dit, die moeiliker deel daarvan, die konfrontasies wat jy het ten opsigte van ek dink die geestelike en emosionele rondom die pad. So ek dink jy weet dit is om in watter aspek ook al nodig is dan so jy weet beskikbaar en betrokke te wees. En ek net so laastens jy weet oor dit sê omdat Rita gebonde was in Witbank spesifiek is Betty Bandana 'n baie almal ken Betty Bandana. So wat ons toe ons nou besef nee Betty sy gaan nie nou saam met Rita jy weet aftree nie. Is om in Pretoria 'n groter bewusmaking te maak jy weet want ja, groot bewusmaking en ondersteuning. Baie dankie julle. Ek wil net ter afsluiting sê, dankie dat julle kom kuier het en ook daar is 'n maskerbal wat binnekort gaan plaasvind. Ons gaan al die besonderhede daarvoor op ons sosiale media bladsye sit sodat ons kykers ook betrokke kan raak. Baie dankie Isabel en Martie. As jy enige van vandag se onderhoude gemis het, moenie bekommerd wees nie. Dit is alles op ons YouTube kanaal en ons heruitsendings gebeur ook later vandag. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
Televisie in Suid-Afrika het verlede maand sy 50ste bestaanjaar gevier. Ons kyk nou na 'n oomblik van die heel eerste amptelike uitsending in Januarie 1976. CBM nommer 20/0550 opname 1. Dit is 5 Januarie 1976. Ons heet u welkom by die openingsaand van die volledige televisiediens van die SAUK. Dit is vir ons 'n besondere geleentheid. Reine Swanepoel is vanaand ons weeraanbieder en dan kan jy kyk na die programme soos op die rooster aan u vertoon. Vanaand om 8 uur is die aandag van die wêreld gevestig op die wedloop wat as die glanswedloop van die spele beskou kan word. Die 100 meter eindstryd vir mans. Die atlete is in 'n superstaat van afrigting. Nou die legendariese Heinrich Marnitz wat jy 'n paar sekondes gelede in daardie videogreep gesien het, was dus die eerste amptelike aankondiger in Afrikaans op TV en hy kuier vanoggend hier by ons in die ateljee. Oom Heinrich, ek mag maar so sê want ons het nou al saam gewerk, maar wat 'n voorreg. Was 50 jaar gelede, so moet seker maar so sê. Baie welkom. Baie dankie, was heerlik om hier te wees. Dankie. Nou ek wil sommer begin deur te vra, wanneer 'n mens nou kyk na daai videogreep. Ja, dan as jy skam, ja. Goed, maar wat beteken dit vir jou? Ek meen in 'n baie spesiaal soos hierdie wat 'n televisie sy 50ste bestaanjaar gevier het en ons ook Afrikaans as sy 100ste bestaanjaar. Ja, dit vat 'n klomp goed nou saam, né? Ja. Ons is voor die tyd was daar 5 maande proefloopie en proefuitsendings en die mense was baie besig om programme gereed te kry en om hulle op die hoogte te bring van hoe hanteer jy televisie. So dinge was baie deurmekaar gewees en ek het nie besef dat die opening gaan so 'n groot geleentheid wees nie. Dit was maar jy weet een van die dinge wat moet gebeur. Maar as jy nou na 50 jaar weer terugkyk en hoeveel keer daar verwys word na die opening en dan sê hulle dit was die eerste aankondiging Afrikaans of Engels, is die aankondiging was op 5 Januarie 1976. Ja, ek hoop my kleinkinders kyk ook daarna. Was jy ook senuweeagtig geweest voor daai uitsending? Man, weet jy, ek het net vir myself besluit, fokus. Jy moet net fokus. Ja. En daar was van die televisiemense van oorsee en die een man het hier langs my kom staan en hy sê, look nervous. Dan sê ek, why must I look nervous? Toe besluit ek gaan nie nervous look nie. Wel, ek dink dit is 'n baie goeie wenk. Ja. Ons staan vir 'n oomblik stil by televisie, want jy het ook die hoofrol teenoor die legendariese Anna Neethling-Pool in die eerste drama op televisie, Bruidsbed vir Tant Nonnie vertolk. Ja. Kom ons loer net gou eers na 'n stukkie daarvan. Ja, ook. goed. Nou ja, toe moes ek nou uit die woonstelletjie uit. En ek moes in 'n losieshuis vir jou pa gaan wag. Maar wie net toe ek in daardie losieshuiskamer inkom. Toe sê ek vir myself, ek sê Nonnie, moenie uitpak nie, hier's dinge. En ek is so bly dat ek nie uitgepak het nie. Ek het daai hele nag regop gesit. Jy kan maar sê ek het 'n nagwaak gehou. Hoe so Tant Nonnie? Wie luister? Wie moet gelag nie? Daniel Petrus Isak, ek meen, Hendrik, my kind sit nou neer daai speeldoosie net na hierdie ding val. Waar kry Tant Nonnie dit? Want ek het al jare, wat vra jy so uit? Nog een van vele hoogtepunte, né? Ja, dit was 'n storie van Henny Oukamp. Ja. En die ou tannie het blykbaar so 'n buiteegtelike verhoudingkie gehad en toe sy dogtertjie en ons gaan later na die graf toe waar daar 'n graf is en sê ek, wie is die sienaatjie Tant Nonnie? Wie is die sienaatjie? En sy sê kind moenie vir my vra nie. Ja. Nee, dit was die eerste Afrikaanse, die amptelike drama, maar ek was ook in die eerste proefloopie vir 'n drama. Dit was weer Blomme vir Ma. Ek en ja. So dit was 'n paar eerstes. Dit is wonderlik want ek dink jy het soveel kennis, kundigheid, insig wat jy met ons kan deel. Ja, jy weet ek het daar teen 'n Grand Dame gespeel en wie was ek gewees? Hoor nou die nederigheid. Maar jy het ook 'n hele paar ander hoogtepunte op jou kerfstok wat uitsendings betref en dit sluit onder meer in 7 buitelandse rugbytoere. Dit was lekker geweest. Dit was lekker geweest. 13 keer by Wimbledon. Ja. Dan het ons 25 wêreldtitel boksgevegte, Olimpiese spele vir TV in 1992, Wêreldbeker rugby in 1991, toe's ek gebore net so terloops. Wat?
en 1995. Ja. So is daar een van hierdie oomblikke wat spesifiek vir jou uitstaan? Want is seker Joe Stransky se skop in 1995 op Ellis Park. Die skrum is net op die kwartlyn teenoor die kantlyn oorkant van die veld en die bal kom uit. Hy kom uit van Joost van Westhuizen na Joe Stransky en hy skop palle toe en hy's hoor, hy's tussen die palle deur en Suid-Afrika het 15 punte en Nieu-Seeland 12. Dis wonderlik. So neem jy ons terug in tyd. Nou, ek wil ook graag uitkom by 'n paar toekennings, want daar is 'n hele paar van hulle. Ek bedoel, ons het nie genoeg tyd. Ja, ek was 'n goeie broodbakker gewees. 'n broodbakker? Nee, ek kan nie kook nie. Nee, maar goed. Ek kan nie kook nie. 1990, die artistoekenning vir beste uitsaaier by die SAIK. 1992. Bly nederig. Ja, nou, moet ek by elkeen stil staan of gaan ons gou deur hulle draf? Die staatspresidentstoekenning of die regeringstoekenning vir sportpersoonlikheid. Dit was nou 1992. In 1997 opgeneem in die eresaal van sportjoernaliste, SA Brouwerye, die Hall of Fame. Dan in 2013 Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniging. Ek meen daar's die Liberty Live Radio Awards eresaal Hall of Fame opgeneem vir radiowerk. En dan ook 2024 wat nou onlangs was, die Pretoria FM Platinum toekenning. Wat beteken toekennings oor die algemeen vir jou? Jy moet nie streef om 'n toekenning te kry nie. Jy moet jou beste lewer. Lewer jou beste ten alle tye, kompeteer teen jouself. As daar 'n toekenning is, wees bitter dankbaar vir die erkenning wat hulle vir jou gee, maar moenie dat dit die hoofdoelwit van jou werksomstandighede is nie. Elke dag moet vir jou belangrik wees by die werk. Elke dag kom met nuwe innoverende gedagtes. Ja. Maar moenie net dink, ek wil 'n toekenning, ek werk hier vir 'n toekenning nie. Daar was een keer 'n lelike reaksie gewees. En ek gaan dit nou maar noem, daar was 'n busramp, die lelike busramp in die Westdene Dam. Ja. En een van die omroepers, want die SAIK's was aan die Auckland Park naby die dam. En hulle sê daar die bus het in die dam geval en een van die omroepers hardloop met 'n bandmasjien. Artismateriaal, en dit, ek haat dit, ek hou nie daarvan nie. Jy werk nie vir daai artis nie en dit is 'n ramp van mense. Jy werk vir jouself. Nie vir daai toekenning nie. En ek is so bly jy noem dit. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by daai nuusgebeurtenis, want ek dink soms is dit nogal moeilik om nie emosioneel te raak wanneer jy sommige stories dek nie. Ja, gelukkig het ek niks daarmee. Ek was op die 30ste verdieping van daai hoë toring gebou en ek het net gehoor die ambulanse gaan verby, ek het gehoor die sirenes loei. Ja. En ons was nie bewus van die impak van daai ongeluk nie. Dit was 'n dramatiese gebeure. Maar is daar 'n ander nuusgebeurtenis wat jou dalk bybly en wat jou erg aangeraak het? Jy weet hierdie Wêreldbeker 95. Ja? Dit was seker die grootste geleentheid, maar ook die opening van 1995 se Wêreldbeker in op Nieuweland met die pragtige musiek wat gespeel is en die kommentaar wat ek gelewer het daar. Ek het 2 Wêreldbekers gedoen. Die een was in 91, maar toe het ons nog nie deelgeneem nie. Ja. En daar het ek, as ek vir jou moet vertel wat met my gebeur het, een aand. Is dit nou 'n stalkie? Nee, is nie 'n stalkie nie, dis 'n verhaaltjie. 'n Verhaaltjie. Ek saai rugby uit in Parys. Ja. Toe moet ek 'n bus haal na Lille toe. Maar my vliegtuigkaartjies is van Lille af bespreek terug Engeland toe. Nou ek kan nie Frans praat nie. En dit reën so bietjie en nou moet ek uitsaai in Lille, moet ek uitsaai Kanada speel teen Nieu-Seeland. Ja. Goed, ek is op die bus met my tas. Nou gaan my plek is bespreek van die lughawetjie van Lille af terug en 'n hotelletjie in Lille. So maar nie 'n groot dorp nie, stad nie. En ek vra vir die busbestuurder, laai my net by die hotel af as ons nou voor by die rugby kom, laat ek daar kan tuis gaan en my goed aflaai en dan gaan. Maar hy ignoreer my. En toe ons op pad soontoe is, toe sien ek maar so 15-20 km in die verte is 'n klein lughawe van waar af ek die volgende dag moet vlieg. Maar dis donker, daar's niks. En toe ons terugkom van die rugby af, sê ek weer vir hom, hou net vir my by die hotel stil, dat ek kan afklim, want ek moet môre van hier af vlieg. En hy ry met my terug Parys toe. Nou sit ek in daai bus, wat moet ek nou maak? Ek kan nie Frans praat nie, as ek in Parys kom, 1 uur die nag, waar moet ek gaan slaap? Wat moet ek doen? Hoe op aarde gaan ek my vliegtuigkaartjies verander? En ek onthou daai lughawe. Nou is dit donker, dit reën. Dis 'n snelweg van Lille terug Parys toe.
En ek gaan hom, ek sê stop hierdie bus net hier. Ek besluit daar sien ek 'n liggie ver en ek gaan na daai liggie toe loop in die donker en in die reën. En ek kan maar daar op 'n bank gaan lê en slaap in die lughawe. En dan die mense in die bus dink ek is mal. En hy wil nie stop nie. Ek sê vir hom stop die bus en haal my tas uit. Nou ja, daar gaan die bus. Hier staan ek in die reën op 'n snelweg in daai piknag donker. Liggie daar ver. Nou staan ek 'n lig en kyk en ek kyk hierdie kant, ek sien hierdie kant is ook 'n lig, maar hy's vir my nader. Dis seker 'n plaas. 'n Boer se plaas. Ja. Ek vat my tas en ek begin stap hier deur landerye in die donker met reën. Nie hard nie, dit reën saggies. Nou, ek gaan nou maar in die skuur slaap of waar ook al, want ek moet môre met daai vliegtuig, op daai lughawe moet ek vlieg. En toe ek daar by daai lug kom, toe sit 'n klein hotelletjie. Kan jy nou meer? Ek gaan in, ek hoor 'n geraas binne. Ja. Wie's binne? Die All Black span wat ek nou net uitgesaai het. Ek glo dit nie. Ek ook nie. Maar dis waar. Nou het ons, die tyd het ons nou ingehaal. Ek wou nog gevra het vir 'n belangrike wenk wat jy met enige iemand sal Bly nederig. Bly nederig. Daar het jy dit. Baie dankie dat jy vanoggend. Dis al, die tyd het ons ingehaal, baie vinnig, maar dankie dat jy moeite gedoen het om te kom kuier. Dis 'n plesier, baie dankie. En dit is dan al vir nou, maar net hierna gesels Arnold Geerts met die ultramaraton atleet Erwet van Sail oor haar ervaring by vanjaar se Comrades. En as jy ons nou nog nie volg op sosiale media nie, maak seker jy doen dit. Gaan soek net vir Goeiemôre Good Morning op Instagram, op Facebook en op X. Ons is nou weer terug.
Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. Erwet van Sail is 'n Suid-Afrikaanse langafstand atleet en 'n voormalige wêreldrekordhouer vir vroue oor 50 km. Ons is gelukkig genoeg om vanoggend met haar te gesels vanaf haar huis waar sy besig is met herstel na haar pragtige 4de plek in die naweek se Comrades marathon tussen Pietermaritzburg en Durban. Môre Erwet, baie lekker om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Kom ons vra sommer eerstens, hoe voel die bene vanoggend op die ergste dag wanneer dit die seerste is? Môre Arnold, ag is so lekker om met jou te gesels vanoggend. Sjoe, ek het nie verwag dit gaan so seer wees nie, maar ja, gister op die vliegtuig was nogal moeilik om op die vliegtuig te klim en ek moes eintlik af die trappe afklim om agterin te klim in die vliegtuig, maar toe skiep ek dit want ek kon net nie nog trappe loop nie. So ja, dit voel nog 'n bietjie pynlik. Die wedloop self. Ek weet jy was nou al oral. 3 Olimpiese spele, jy die Soweto marathon gewen waar die aanmoediging bloot net ongelooflik is en Valencia marathonne oorsee gehardloop oral waar dit saak maak. Maar vertel my van jou wedervarings en jou ondervinding van die Comrades, jou eerste een. Ja, dit was nogal iets onbeskryflik, ek moet sê. Ek kan verstaan hoekom mense altyd teruggaan na die wedloop, al is dit so moeilik. Dit is regtig baie moeilik en die roete is wild, maar die ondersteuning op die pad en net daai reg Afrikaans wat jy soos al die pad net soos dis soos 'n Suid-Afrikaanse wedloop en jy kry nie beter as dit nie. En ek kan sien soos net ek en Elliot vanoggend daaroor gepraat. Daar's nie so iets soos crowd support soos in Comrades nie. Ons soos laas jaar by die Olimpiese spele daar was baie crowd support en dit was insane geweest, maar Comrades is net iets anders. Jy kry sommer hoendervleis elke keer as jy deur daai patches gaan waar hulle so jou ondersteun en jou naam skree en dit is regtig net so spesiaal. Al gaan jy bietjie dood baie keer, is dit 'n baie spesiale wedloop. Jy praat van patches en ons weet almal as hardlopers gaan jy deur hierdie sogenaamde bad patches. Was daar 'n paar vir jou op die pad Sondag en hoe het jy jou pad daardeur gewerk? Sjoe, daar was 'n paar. Ek het gedog, daar gaan net soos minder wees, maar daar was 'n paar gewees en ongelukkig toe ek begin het, toe voel ek al klaar nie so, ek weet nie of dit net die begin met die baie bulte is nie, want hulle sê dis die down run, maar sjoe, daar was baie bulte in die eerste 30 kilos, wat ek van hou, maar daar was ook baie slegte afdraandes, wat nogal styl is, af pollies af en so aan, en dit was nogal baie warm toe ons begin het, so ek dink dit het ook 'n rol gespeel in hoe in die einde dit uitspeel dan. Maar ja, dit was nogal 'n ervaring. Ek het deur baie rowwe tye gegaan en ek het 'n bietjie geloop op party-dele. Wat ek dink alright is vir jou eerste een. Ek hoop nie om volgende jaar as ek weer terug gaan op enigstens te loop nie. En ja, dit was nogal 'n ervaring om so baie gels in te neem en dat jou maag gewoond raak daaraan. So daar was 'n baie goeters wat anders was as wat ek gewoond is aan en natuurlik die afstand. So toe ek deur in Changa gaan en dit is soos halfpad, dis ek sê, yes, ek's halfpad. Dis ek sê, shucks, ek het meer as 'n marathon oor. Dis ek sê van, ek begin actually nou eers hardloop. So ja, dit was nogal 'n mind shift en toe Affields Hill, daai wille afdraande, dit was net soos, ek het deur rowwe tye gegaan. Ek moet sê, hulle sê nie verniet, mens gaan partykeer hel toe en terug en dan weer hel toe en terug en dan second guess jy regtig jou keuses wat jy gemaak het, maar wat spesiaal was van die wedloop is, ek het regtig begin swaar kry, en toe gaan ons oor Cowies, en toe word ek deur een van my spanmaats verbygevat, en toe sê ek soos, dit gaan nou regtig swaar met my, dit voel nie of ek meer kan hardloop nie, my jippe was styf, my kuite wou nie meer hardloop nie, en dit was net soos op daai oomblik was ek nogal laag gewees, en daai bult is nogal lank, hulle sê is net 800 meter, maar hy is baie lank, hy voel baie lank. En toe kry ons 'n afdraande en toe met 15 kilos om te gaan. Toe staan Ellie en Anne Ashworth daar so met 2 foto's van my 2 seentjies. En toe voel ek so gemotiveerd net om hulle gesigte te sien en net om nog 'n gear te kry. Alhoewel ek gevoel het ek kan nie meer gaan nie. Dis soos as jy jou hoekom kry dan iewes skielik dan kry jy net weer daai woema. En toe by my laaste bottelstasie wat hulle kon vir my 'n bottel gee, toe is daai fotootjies aan daai bottel en toe sit ek dit in my top en ek hardloop toe net einde toe. Toe kom ek eintlik 4de. Toe het ek 2 dames weer verbygevat met daai ekstra woema. So ek moet sê dis wat spesiaal is van die reis. Jy kry net daai ekstra om net nog 'n bietjie te gee. Weet jy's getroud met Elje van Sail natuurlik, wêreldrekordhouer oor 200 meter hekkies, wêreldkampioen, Olimpiese medaljewenner en om hom langs die pad te gesien het en jou seentjies moes ook natuurlik lekker gewees het, nie waar nie?
Ja, soos die seentjies was nie daar nie, maar ek het net vir hom gesien. Die een seentjie is besig met eksamen. So, hy moes by die huis bly en die ander ene kan nie saamgekom het nie, want ek kan nie een vat en die ander een los nie. Maar ja, dit was regtig iets om nog uit te sien om Ellie soos by 'n paar waterpunte te sien. So dit was darm soos as behalwe jy raak bietjie de mekaar, so dan weet jy nie eintlik waar jy hom weer gaan sien nie. So op 'n stadium het ek nie geweet of dit die laaste een was of daar nog hoor is nie. En ek het dit eintlik op my hand geskryf op my arm waar die waterpunte is, maar toe het ek so gesweet ek kon nie meer dit sien nie. So, maar ja, dis iets om nou uit te sien en dis ek dink wat mense so terugtrek na die wedloop ook is net soos almal se familie is daar en daar's soos ander mense se familie wat vir my geskree het en dit is soos wat dit net so lekker maak is daar's altyd iemand wat soos jy ken op die pad en wat vir jou roet en skree en jou aanmoedig, al gaan dit hoe swaar, jy kry net soos net daai aanmoediging, jy moet maar net klaar maak. Weet werklik waar wel gedaan. Laaste enetjie, ja of nee antwoord, is jy volgende jaar in 2026 terug vir die op? Hulle sê die opmaakie so seer nie, so ek sal uitvind vir myself of dit waar is, want die afmaak baie seer. Pragtig. Weet vir jou en Elja baie groete en wel gedaan. 4de plek op haar debuut Comrades Marathon in 6 ure en 11 minute. Weet baie dankie vir jou tyd, waardeer jou. Baie dankie, waardeer. So, onthou jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning en net hierna gesels Pieter met die sanger Estie Gruis oor haar nuwe enkelsnit. Ja, ek is bly my bene voel nie vanoggend so nie. Mens sal hulp nodig hê, beloof jou. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za.
Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Esty Gross is 'n bekende radioomroeper en rubriekskrywer, maar sy is ook 'n talentvolle sanger en liedjieskrywer. Pieter gesels nou met haar oor haar nuutste enkelsnit, Die Deur. Baie dankie Ros en hartlike goeiemôre. Good morning Esty. Welkom hier by ons. Goeiemôre ook aan jou Pieter, dankie. Ek voel baie welkom. Jy lyk ook soos 'n sonskyn met hierdie pragtige mooi geel jas, lekker koud buite, né? Dit is ysig, dis gewis winter. Maar dankie vir die warmte waarmee jy ons kom vergesel vanmôre. En jy is 'n bedrywige mens. Ek meen radio-omroeper, liedjies skryf, sing, al daai lekker dinge. Jy het onlangs saam met Jannie de Tooy in 'n produksie gespeel, né? Ja, dit was sy produksie. Dit was vir liefdadigheid vir gestremdes, 'n fondsinsameling gewees. Hele paar ander kunstenaars, sangers wat ook betrokke was daarbey. Ek dink dit is wat die bedryf regtig sy veerkragtigheid gee, die ondersteuning wat ons mekaar bied en die platforms. Ek is ook so geëerd om nou hier te kan wees na Heinrich Marnitz, iemand by wie mens ook baie leer in radio. So ek dink al die kunsvorme van radio, musiek tot skryf, is daar 'n samewerking wat alles vir my mooi saam snoer. En dit is ook lekker as 'n ou so saamwerk, jy weet, as kunstenaars vir mekaar ook raad gee, komplimente gee, bietjie kritiek gee, goeders, dis altyd goed. Ou wil nie net die mooi hoor nie, né? Ja, leer by iemand wat al om die blok was. Jy het ook 'n lekker klassieke musiek agtergrond? Ek het eers klassieke musiek studeer voor ek besluit het op kommunikasie en dit het vir my 'n baie lekker kombinasie gegee om musiekkennis met uitsaaiwese te kan kombineer. So dit maak my werk as musieksamesteller soveel makliker en gee my 'n bietjie insig tot my luisteraar ook en verryk my as sanger. En klassieke musiek, jy weet, ek het ook groot geword in die milieu van, jy moet klassieke musiek hê en van daar af kan jy weer in enige rigting gaan met musiek, maar dit is soos die fondasie van musiek. Ja, want die tegniek wat jy leer, die sangtegniek is iets wat jy kan gebruik in verskillende musiekstyle ook en genres, so dit gee mense 'n baie goeie basis om van te werk. Een vraag wat ek ook nou al baie kere gekry het is as jy nou moet kies, omroeperswerk of musiek, het jy 'n gunsteling of geliefkoeste? Ek sukkel altyd met daardie vraag wanneer ek hom kry, want elke kunsvorm is iets uniek op sy eie wat jy van jouself kan uitleef. In radio is dit daardie interaksie wat jy met luisteraars het. Jy is nooit alleen nie. Is daai sinergie en energie wat plaasvind. Selfde met liedjies skryf en sang. Dis vir my meer 'n amper eensame ding om te doen, maar 'n goeie proses. Dis my sielkundige proses om deur die lewe te gaan en dan selfde ook met skryf. Skryf kan baie uitdagend wees as daai leë bladsy voor jou is. Gepraat van die skryf en jou nuwe enkelsnit ook, Die Deur, dis 'n liedjie wat jy geskryf het wat maar eintlik simboliseer of jy het gesê die gedagte is jy moet die deur oop hou vir mekaar in moeilike tye. Is daar iets wat gebeur het of is dit maar net iets wat jy voel nodig is dat ons mekaar ook maar net in gedagte hou in moeilike tye? Pieter, ek het lank geskryf aan die liedjie en ek was besig om vir myself uit te pluis, wat is liefde? Wat is onvoorwaardelike liefde werklik? Nie die oppervlakkige aard daarvan nie. En ek het die proses om dit op te neem was seker 'n jaar lank. En met my ma se afsterwe het die realiteit daarvan in my siel diep gaan lê en ek het besef dit is daardie mens wat vir jou die deur altyd oophou. Dit is daardie wederwysige onvoorwaardelike liefde wat werklik ewigheidswaarde het en waarmee ons mekaar moet lief hê. En gegee al die onstuimigheid en onrus en oorlog en onsekerheid in die wêreld, is daar hierdie behoefte dat ons vir mekaar daardie deur oophou. Wees jy daardie deur wat iemand by kan instap en wees net wie hulle is en met vrymoedigheid opdaag, of dit 'n goeie dag is of 'n slegte dag. En dit het jy ook definitief probeer weerspieël in jou musiekvideo wat so kleurvol is en letterlik soos 'n skildery lyk, jy weet, wat lewe kry en gee. Dit was seker ook 'n lekker projek om aan te werk. Dit was 'n baie goeie projek, ook vir my in die helingsproses. Sonneblomme is my ma se gunsteling blomme gewees. En sy is ook 'n bekende skilder gewees, Hester van Rensburg. Sy het ook geskryf onder Hester Appelboom.
So ek glo die appels val darm nie te ver van die boom af nie. My sussie is ook 'n skilder, my broer skryf ook. En sy het bekend geword vir haar skilderye wat sy stoeltjies geskilder het. En hierdie is my subtiele manier om so ook hulde te bring aan my ma. En die deur van liefde, die verhouding, die nalatenskap bly altyd oop. Pragtig, en ek kan nie wag om julle liedjie te gaan luister. Hy is natuurlik ook op sosiale media platforms of jou aanlyn stromingsdienste en goeders beskikbaar. Ja, hy is oral beskikbaar op Spotify, iTunes, waar jy ook al luister. En dan is mense baie welkom om my webtuiste te besoek, sdgross.com, so eenvoudig soos dit. So maklik en daar soos is dit. alles. Ja. En jy's reg om die wêreld vol te toer en die land plat te sing. En baie geluk weer eens met hierdie besonderse liedjie. En dankie, dis altyd lekker om 'n bietjie die agtergrond ook te verstaan en te hoor van 'n liedjie. Dankie, dit is 'n heerlike kuier gewees. Ons gaan nog baie van jou hoor, Estie, en dankie dat jy vir ons 'n ou ligstraaltjie was op hierdie koue goeiemôre, good morning. En dis nou dit van my kant af. Ek weet Ros het nog ietsie om met jou te deel voordat ons moet groet. Dan sien ons jou môreoggend. Dankie Ros. If you missed anything on today's episode of Goeiemorgen, Good Morning, remember you can catch the repeats at 10 a.m. and 2 p.m. and also on our YouTube channel. As jy op Goeiemorgen, Good Morning graag wil adverteer, stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Dis al van ons kant af. Ons sien julle môre weer 6:00 regstreeks net hier op Via. Goeiemôre, good morning van ons kant af. Totsiens. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline, and it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Asseblief. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog.